Leer is 'n lewenslange avontuur. Elke dag bied vir ons 'n splinternuwe kans om te groei of aan die ander kant te stagneer. Maar ons is eintlik gevorm deur God om te groei. Ek lees dat die Bybelboek Spreuke self begin deur te sê die doel van hierdie boek is om mense wysheid te leer. En dan sê Spreuke 1 vers 5. Selfs wyse mense kan na spreuke luister en so tot dieper insig kom. Dit herinner, wysheid het nie 'n eindpunt nie. Selfs diegene wat reeds verstaan word genooi om nog dieper te luister, nog fyner te leer, nog voller te leef. Nou die oorspronklike konteks van Spreuke gebruik 'n vader wat sy seun leer hoe om wys te leef in 'n wêreld vol onsekerheid. Klink asof ons dit juis in ons tyd so nodig het. Ons het onlangs teen die Weskus opgery vir huweliksgeleentheid. En die ruwe see wat 'n mens aan die kant sien en die growwe landskap van uiterstes herinner hoe mense reeds moes begin leer om nuwe maniere te ontdek hoe om die gevolge van klimaatsverandering as ook van die konteks van 'n omgewing te hanteer. 'n Bietjie meer in die binneland soos ons toe na die see se kant toe ry, het ons gesien hoe mense slim landboutegnieke begin toepas om water te bewaar en oeste te beskerm. En mense moes dit nog vir eeue altyd so doen met die wysheid van hulle tyd. Nou soms word ons gedwing om te leer, maar die Bybel wil ons eerder nooi om uit wysheid te leer, want dan word leer 'n lewenslange avontuur. Die sielkundige Carol Dweck wys daarop dat mense met 'n groei lewenshouding of mindset, hulle leer voortdurend, hulle luister en pas aan, selfs wanneer hulle alreeds suksesvol is. En dis presies wat Spreuke 1 vers 5 sê. Wysheid is nie in die eerste plek 'n medalje of 'n diploma nie. Dis 'n reis. Jy kan byvoorbeeld luister na 'n potgooi oor innovasie terwyl jy werk toe ry. Of jy kan jou kind vra wat sy vandag by die skool geleer het en dit dan in jou eie lewe ook begin toepas. Daar's soveel maniere van leer as jy net jou oopstel vir wysheid. Elke klein daad van leer word 'n saad van florering. Jou denke word ruimer, jou besluite word skerper, jou hoop word sterker en jou positiewe impak word meer. So omhels vandag weer leer as 'n lewenslange avontuur waarin jy deel het en ontdek hoe God jou help om te floreer. Jy kan vandag nog weer iets leer wat jou lewe oor 'n paar jaar heeltemal anders gaan laat lyk. Leef geïnspireerd.